Goeiemôre julle. Baie welkom by vanoggend se diens. Kom ons gee net gou vir die wat laaste inkom om hulle sitplekke in te neem en dan gaan ons ook begin. Kom ons begin net gou die oggend op die regte manier. Kom ons sluit net gou die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hier in U huis te vergader vanoggend weer. Weer soos dan dink ek aan daai lied wat ons sing, die gemeente bring aan U die lof en al die eerlikheid. Kom seën ons voorsang, liewe Heer, mag U net die senterpunt wees van dit wat ons doen vanoggend. Amen. shackles are gone, my spirit is free. Oh,
sins are forgiven, and now I am free. Oh, praise the Lord, my shackles are gone, my spirit is free. My shackles are gone, my spirit is free. Oh, praise the Lord, He lifted me, my sins are forgiven, and now I am free. Oh, praise the Lord, my shackles are gone, my spirit is free. Oh, praise the Lord, my shackles are gone, my spirit is free. Die Here is my vesting, die Here is my kraal, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek waak. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas of vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my kraal, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek waak. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Die Here skepper, sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my kraal, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek waak.
deeper within. Through the way things have been, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made
Hartlike goeiemôre aan die almal. Baie hartlik welkom vanmôre en mag die Here ons harte wat ontvanklik is vanmôre kom vul met sy wonderlike woord. Ons sê vir elkeen baie welkom. Is hier vanmôre iemand vir die heel eerste keer in ons gemeente? Deedrey, is jy? Was jy al hier? Goed, nog iemand? Goed, ek weet hy is te skaam, maar julle is een, so ek weet jy het al 'n pakkie gekry, so dis reg, ek verstaan dit. So, maar baie welkom vir die eerste keer by ons. Vriende, ons wil begin vanmôre met baie goeie nuus, soos u alreeds seker op die afkondigings gesien het. Dinsdag aand het ons kerkraadsvergadering gehad en Christof het gesê ons het 'n baie groot skenking ontvang en daardeur kon ons sodoende besluit neem om die pastorie wat nou laas jaar November gekoop is, volledig klaar te betaal. So ons is die Here baie dankbaar dat Hartbeespoort Dam gemeente geen skuld het nie. En ons is dankbaar teenoor die Here vir die voorsiening, vir die getrouheid van skenker en skenkers. En ons vertrou dat die Here ook vir u een en elkeen baie ryklik sal seën. Om ons dank te betoon aan die Here gaan ek net 'n gebed doen. En ek gaan vra dat u almal wat kan staan, staan voor die Here en dan dank ons hom vir hierdie wonderlike werk wat hy vir ons gedoen het. Ons dierbare wonderlike Here, baie dankie dat ons vanmôre voor u kan kom buig met diepe dankbaarheid in ons harte vir dit wat u doen. Hoe dat u in harte werk, hoe dat daar kinders van God is wat gehoorsaam en getrou is. En Here, dankie dat ons sodoende die nodige finansies kon in om die pastorie te kon klaar betaal. En ons eer u en ons aanbid u Here en ons weet dis net God wat hierdie werk doen in mense se harte en vir die gemeente. Daarom wil ons vanmôre as 'n gemeente voor u kom buig en sê Here, al die lof, al die eer aan u tot in ewigheid. En ons wil vra Here dat u sal voortgaan met u wonderlike werk en dat u elkeen nader aan u sal trek. En ons vra dit in u naam. Amen. Baie dankie. Nou vriende, nou ja, vanaand se diens is om 6 uur en dan van môre tot Woensdag gaan dit om 7 uur wees. Nog goeie nuus. Môre aand kan u vrou bring om te kom uit eet. Dis heerlike vetkoek, gevulde vetkoek môre aand, wat u kan kom eet. En Dinsdag is dit nog lekker en Woensdag is dit ook nog lekker. So asseblief, ons nooi je uit. Môre aand tot Woensdag is dit 7 uur in die aand en waar ons na die woord van die Here gaan luister en dan ook heerlik gaan saam eet. Ons manne bid hier is Vrydagoggend as die Here wil om 5 uur by die pastorie. En as jy dit kan uitkoop, jy is baie welkom om dit by te woon, om saam met ons te kom praat, saam te kom bid en sodoende ook daar die seën van die Here te ontvang. En dan wil ek u net herinner na afloop van die diens, heerlike koffie en tee hier onder die afdak. Daar's ook koeldrank, so asseblief moenie vinnig huis toe gaan nie. Ons wil graag vir u saam met u bietjie kuier. Nou ja, hier's 'n hele paar wat vanmôre verjaar en dit is Hendrik Weyers, maar hy sit in Amerika, so aan hom, as hy inluister, baie geluk Hendrik daar in die verte, en mag jy daar heerlike dag ook hê, en weet dat ons aan jou dink. En dan Willem Skols, ek weet nie of ek sien hom nou nie hierso nie, en dan André van Sail is ook nie hier nie, en dan Briand, kom haal jou pen asseblief, dat ons dit ook vir haar kan oorhandig, die 18de Oktober, dis Vrydag, dan verjaar sy, en ons wil vir haar net ook baie geluk sê, saam met die ander. Baie geluk, mag die Here vir jou baie ryklik seën, hoor, daar is jou pen. Goed.
Goed, vriende, en dan, nou ja, u weet van die gebedsreeks wat ons begin vanmôre. En eerskomende Saterdag die 19de is dit weer eens die deurry gebedsdag. Daar by die Sasol, as ek reg is, Nepoen. So asseblief, as u wil saamkom om mense te kom evangeliseer, of net saam met iemand te kom bid, of net 'n ou traktaatjie te kom uitdeel, is u baie welkom om by Poen hulle aan te sluit. Hulle is al van vroeg af daar, so van 8 uur af. So asseblief, ons vra dat u dan sodoende ook daarvoor sal bid, dat die Here daar groot werk sal doen. Vroue in die woord volgende week Saterdag, 8 uur hierso in die kerk, en dan ook wil ek net noem, dat die kerkraad en die groepie het besluit dat ons 'n gesamentlike gemeente afsluiting sal hê die 30ste November. Ons gaan eersdaags ons uitnodiging stuur, dankie my vriend, en dan gaan ons ook sodoende vra dat u daarop moet reageer, want niemand gaan skottelgoed was nie, niemand gaan spitbraai nie, maar ons gaan 'n spitbaai kry, ons gaan skottelgoed en messe en virke en alles kry, en daarom het ons nodig asseblief dat u sodoende net moet bespreek, sodat ons die regte getalle sal kan hê. So neem kennis sodra dit uitgaan, die 30ste November gaan dit die dag wees, almal is baie welkom of jy nou lidmaat is of nie, en dan gaan ons heerlik saam afsluiting hê. Daar's ons gebedsversoeke asseblief. Ons vra dat u vir almal van hulle sal bid. Ons is bly Dani is hier en Poen is hier so saam met ons vanmôre, maar ons vra dat u ook asseblief vir al die ander sal bid, saam met ons algemene gebedsversoeke. En dan Wilma Grobler wat môre DV ingaan vir 'n knievervanging. Ons vra dat u ook vir haar asseblief aan die Here sal opdra, en dat die Here ook vir haar sal, sy is nie hier nie, nee Johan, goed, maar dat die Here ook vir haar sal onderneem. Vriende, en dan, nou ja, agterop is ons gebedsreeks weer eens, Dominee Gerard de Wet en sy enigste vrou Aiza is hier saam met ons, baie welkom Dominee, die gemeente ken jou, en ons vertrou dat die Here jou sal seën, en dat die gemeente ook die seën van die Here sal ervaar, hoor, baie welkom. Kom ons sit so, ons maak ons hart stil. Here, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die God wat nooit sluimer of slaap nie, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God onze Vader, die Here Jesus Christus sy Seun, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die wonderlike werk van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Goed, ons gaan nou 'n lied sing en dan gaan die kollekte opgeneem word, en daarna sal Dominee Gerard sommer dadelik die kansel bestyg of in die kansel inkom, en dan sal hy sodoende vir ons die woord van die Here kom bedien. Baie dankie.
ons sluit net die oë en ons sê dankie. Ons aanbiddelike God en hemelse Vader, Here, dit is vanoggend 'n wonderlike voorreg om vir U dankie te kan sê vir die seëning wat inkom. Here, ons kan getuig dat in ons in minder as 'n jaar se tyd, Here, dat die huis wat gekoop is afbetaal is. Here, en is deur die genade. En ons dank en sê vir elke een wat gee, mildelik, Here, dat hy geseën sal word. Here, ons vra dat ons sal bly lei en bly stuur met wat U wil hê ons moet doen en tot uitbreiding van die koninkryk. En ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Ons nooi om saam met ons te staan. Blye versekering, Jesus is my. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Volle berusting, hoe swaar my lot. Elke verrukking, blye genot. Engele wat herwaarts boodskappe dra. Tydens van liefde en vrye genade. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Volle versekering, vrede en rus. Heerle van Jesus, liefde benut. Neem my geloof so opwaarts gehou. Is ek in Jesus, liefde en trouw. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Loof wat ek Jesus ewig sal dien. Goeiemôre. Dit is vanmôre vir my 'n groot voorreg om saam met u hier te wees. En dit is voorwaar ons gebed dat die Here homself deur ons reeds met die lees van die woord sal openbaar en ook met die verkondiging daarvan dat hy ingang in ons harte sal vind en gewilligheid om hom toe te laat om ons te leer en dit wat hy ons wil leer. Ons maak die Bybel oop by Matteus hoofstuk 21. Matteus hoofstuk 21. Dis nie ek nie. Matteus 21. En terwyl jy blaai, as jy nou daai plek het, kan jy die Bybel ook oopmaak by Romeine 12. Ek gaan 'n paar versies daar ook lees.
Goed, as die plek het, kom ons maak ons oë toe, ons buig ons harte, dan gaan ons hierdie diens aan die Here opdra in gebed. Ons aanbiddelike Hemelvader, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid en voorreg wat ons weer eens het om so met u woord voor ons te kan oopsit, met die verwagting en die begeerte dat u met ons gaan praat. Here, ons aanbid u vanmôre vir die woord wat ons in ons eie taal het. Ons aanbid u vanmôre vir die Heilige Gees wat u gestuur het, om u woord aan ons harte te kom verklaar, om u woord aan ons harte toe te pas, ons insig te gee in u woord. Here, ons genadig te wees om u woord te kan aanneem, daders te kan word van u woord, en te kan belewe hoe dat ons deur die gehoorsaamheid aan u woord, u vreugde, u vrede en oorwinning kan ervaar. Here, ons dankie vir die Heilige Gees wat u vir ons ook gestuur het, om vir ons te bekragtig, om in u woord en deur u woord te kan lewe, daders te kan word van u woord. Die Gees wat geloof in ons harte werk, want die woord leer vir ons, dit is onmoontlik om u te behaag sonder geloof. En met dit alles in gedagte buig ons in dankbaarheid, omdat ons weet, u begeerte vir ons as u kinders is net die beste. Dankie dat u ons hier saamgebring het, vir almal wat hier ingeskakel is of wat hier is, vir mense wat siek was, wat u opgerig het, vir mense wat gaan vir die operasies, vir operasies, baie dankie, ook vir die wonderlike voorreg wat ons het om vir hulle te kan bid, want u woord leer vir ons, dat u het aan die kruis ook gesterwe vir die krankheid van ons as mense, en dit is die begeerte dat met elke een sal goed gaan. Ons bid, Here, dat u deur dit wat u toelaat, wat ons nie altyd kan verklaar nie, wat ons nie altyd kan verstaan nie, maar op grond van u woord en die geloof in u woord, Here, weet ons dat u het altyd 'n goeie doel met alles wat u toelaat. Bereik u goeie doel in hulle lewens. Here, dankie vir die goedheid en guns wat ons verneem het ook teenoor die gemeente. Here, ons aanbid u vir u liefde, dat ons kan bid vir die kerkraad, vir die herderspaar, vir elkeen wat betrokke is in die gemeente. Ons dankie, Here, dat ons dit kan doen. En ons weet, die woord sê vir ons, u attribute is, ek is die hoorder en die beloner van gebed. En daarom as ons met u praat, kan ons met sekerheid weet, op grond van u woord, u sal doen en gee wat ons bid en vra. Amen. Nou, ek lees van ons 'n paar versies hier in Matteus hoofstuk 21, daarvan af die 12de versie. Dit handel oor die reiniging van die tempel. En Jezus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelong gemaak. En daar het blindes en kreupeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het,
het die kinders wat in die tempel uitgeroep en gesê, Hosanna seun van Dawid, was hulle verontwaardig en sê vir Jesus, hoor jy wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge, het u van u lof berei. En hy het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betania en daar vernag. Nou net so 2 versies, hier in Romeine 12, die eerste en die tweede versie. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou, liewe broers en susters, soos aangedui is, gaan ons begin ons vanmôre met 'n reeksie oor of aangaande gebed. En ek wil vanmôre begin met hierdie stelling, ek wil hom net hier voor my kry, met hierdie stelling uit gebed uit. Nou daar gaan 'n paar stellings wees wat ek voortdurend in die loop van die dae wat kom aan u gaan noem. En die hele doel daarmee is om u insig te gee, om u in staat te stel om te let op dit wat ons met u deel. U weet, as ons nou gaan praat oor gebed, dan moet ons vanmôre aanvaar in die lig van die woord van God. En die aande wat gaan kom, die dienste wat gaan kom, gaan ons bietjie meer uitbrei en dan vertrou ek dat u ook beter sal verstaan. Maar gebed is die wonderlikste voorreg wat ons as kinders van God besit. Gebed is 'n krag in die hand van God. En dit is God se begeerte om dit ons deel te maak, sodat ons kan ervaar krag en werking, soos wat ons ook hier gelees het, voorspoed en seën. Wat ons vanmôre ook ter harte moet neem, soos asemhaling vir ons liggaam noodsaaklik is, soos gebed vir ons geestelike lewens noodsaaklik. Nou let op my stellings. U sal hopelik later verstaan waarom 'n klem daarop lê. Soos asemhaling noodsaaklik is vir ons liggame, is gebed vir ons geestelike lewens. William Law het gesê, gebed is die mees goddelike oefening waaraan die mens se hart kan deelneem. Die mees goddelike oefening waaraan die mens, die kind van God, kan deelneem. Dit is die wil van God en ons gaan dit weer hoor in die dienste wat kom. Dit is God se begeerte om ons te help om te bid. Dit is God se begeerte dat ons sal ervaar die voorsiening en die krag en die voorregte van bid. Op plekke sê die woord dat julle het nie omdat julle nie bid nie. Maar nou wil ek vanmôre ook vir u sê, ons het te doen in die dag waarin ons lewe met 2 vyande as dit kom by gebed in ons lewens. Die eerste vyand is die duiwel homself.
U kan vanmôre hoor wat ek vir u sê. En moontlik kan u getuig van ervaring. Die duiwel haat gebed. Hy haat dit dat ek en u as kinders van God moet bid. Daarom is ons so maklik daartoe in staat om ons skuldig te maak aan die sonde van biddeloosheid. Want hy fokus op ons, bring my by die tweede vyand, vlees, ek. Dis ons eie vlees, dis ek self, wat baie keer 'n vyand is, sodat ek nie 'n aktiewe, godvrugtige gebedslewe leef nie. Nou, liewe broer en suster, vriende, as ons praat van gebed, met respek nou, dan praat ons nie van hierdie Zimbabwe gebedjies nie, of om by die tafel aan te sit en te bid nie. As ons praat van gebed in die konteks van die Bybel, en ek wil weer sê, u sal beter hopelik verstaan in die dienste wat kom, dan praat ons van gebed wat ek lewe. Dis hoekom die woord van die Here praat van 'n lewe, gebedslewe. Nou ek het vir u gesê, daar's twee vyande. 'n bewys dat gebed 'n groot krag in die hand van God is. 'n bewys is die feit dat die vlees en die duiwel so teen gebed stry. Die duiwel en die vlees stry teen gebed. En dit moet vanmôre vir my en u 'n bewys wees dat hulle, die duiwel en die vlees, weet iets van gebed wat ons nie altyd besef nie. En ons gaan in hierdie dienste wat voorlê poog om aan u uit te wys die wonderlike voorreg wat ons het, gebed. Nou ek wil dadelik begin en vir u sê, geen mens kan 'n ander mens leer om te bid nie. Ek kan u nie leer. U kan maar gaan kyk bietjie hoeveel literatuur is op die rakke aangaande gebed. En ek kan vanmôre vir u sê, ek maak 'n stelling. Dis nie klaar nie. Daagliks dan kry jy nuwe boeke en nuwe literatuur aangaande gebed. Dis 'n ewige en 'n kragvolle ondervinding wat ek en u kan belewe, wat ons kan in beoefen. Gebed. Nou die gedeelte wat ons gelees het in Matteus 21, daarvan af die 12de versie, het ons gelees van die reiniging van die tempel. En ek wil vanmôre vir u sê, hier, vir die kind van die Here wat wil leer aangaande gebed, is dit hier, in hierdie gedeelte, wat ons baie mooi en goed kan leer, wat die Here vir ons wil sê, wat ons moet leer, wat ons moet opneem, waarvan ons daders moet word, om 'n gebedslewe te kan lewe. Nou, voordat ek 'n bietjie gaan uitbrei oor die gedeelte daar in Matteus 21, is dit tog belangrik dat 'n mens net so bietjie kyk na die woordjie verootmoediging. As ons nou gaan praat so bietjie oor die gebed op die tempel, die reiniging van die tempel, is dit belangrik dat ons as kinders van die Here moet verstaan dat ons, ja, die Here het aan die kruis die volle prys betaal, sodat ons in oorwinning kan lewe. Die Here Jesus het opgevaar na die hemel toe met die belofte
dat hy in hierdie oomblik vir my en vir u by die Vader intree. Met ander woorde, hy bid vir ons. As jy deur die blaaie van die Bybel blaai en jy soek die Here Jesus, dan sal jy hom telke male kry by die plek waar hy bid. En hy het vir ons die voorbeeld nagelaat van 'n gebedslewe. Maar nou ek en u het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid wat ons moet nakom om 'n lewe van gebed te kan lewe. En dit is, ons moet begin by verootmoediging. Dis nou waar ek as kind van die Here my neerbuig voor die Here en aan die Here bely, Here, ek is nie in staat om aan hierdie aspek van my geestelike lewe en hierdie aspek wat die woord van die Here vir my uitspel as uiters belangrik en noodsaaklik, ek is nie in staat om uit myself uit daaraan gehoorsaam te wees nie. Ek het nodig om my voor u te buig. Ek het nodig om my voor u te verneder, om my aan u te onderwerp, om my lewe geheel en al, in elke aspek voor u oop te stel, sodat u deur my, in my en deur my, die krag kan bewerk, om te kan bid, om 'n gebedslewe te kan belewe. As ons praat van toewyding as kind van die Here, en dit alles is daarop gefokus om 'n lewe van gebed te lewe, as ons praat van toewyding, dan is dit om my geheel en al, elke aspek, elke faset in my lewe, om dit aan God oor te gee, sodat hy my kan vorm, en hy my kan maak, om te kan wees, hom welbehaaglik, sodat ek kan ervaar, gebedsverhoring. En daarom is hierdie daad, hierdie oproep van verootmoedig julle, kom van God die Vader self. In vers 1 het ons gelees van Romeine 12, ek vermaan julle, dit is God, ek vermaan julle dan. In die Engels is die woord daar vir vermaan, beseech. Dit beteken smeek. Met ander woorde, God pleit by ons. Hy smeek by ons, dat ons sal stop met dit waarmee ons besig is, dat ons die koste sal bereken as dit kom by ons gebedslewens, en dat ons aan hom sal toewy met die uitroep, Here, reinig my en vul my, dat ek 'n huis van gebed kan wees. Jy weet, ons het gelees hier in Matteus 21 van die Here Jesus wat die tempel gereinig het. Hy was baie teleurgestel toe hy daar kom en hy sien wat in die tempel aan die gang is. En hy sê daar is geskrywe dat my huis 'n huis van gebed moet wees, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Nou hoor, wat is dit? Wat sê die Here Jesus? My huis. In Handelinge 17 vers 24 lees ons, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. God woon nie in 'n gebou
soos hierdie nie. God woon nie in 'n huis gemaak met hande nie. Handelinge 7 vers 48 sê, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon nie. En daarom kan ons nie sê as ons mense verwelkom, welkom in die huis van die Here nie, want God woon nie in hierdie gebou wat toegewy is om hom te aanbid nie. God woon. En lees ons nou, waar woon God? En dit behoort nou vanmôre vir ons uit te wys waarom dit belangrik is, want God se begeerte is, my huis moet 'n huis van gebed wees. En julle maak van hom 'n rowerspelonk. Waar woon God dan? In 1 Korintiërs 6 vers 16 lees ons, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. My liggaam is die woonplek van God. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. Ons liggame is 'n tempel van God. Hy woon nie in 'n plek gemaak met hande nie. Hy woon in ons harte. Nou wat belangrik is wat ons moet verstaan, dit alles begin by wedergeboorte. Hoor wat sê Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So as u dus nie die ervaring en die ondervinding of die getuienis het van wedergeboorte nie, dan het u nog nie die Gees deelagtig geword nie. En dan woon die Gees, of dan woon God nog nie in die hart nie. Dan kan jy nie sê jou liggaam is 'n tempel van God nie. As jy weer gebore is, dan is jou liggaam tempel van God. Nou dit, liewe kind van die Here, is die kern waaroor ons vanmôre so bietjie met u wil praat. My liggaam, tempel van God, woonplek van God, hy sê, my tempel moet 'n huis van gebed wees. So wat God se begeerte dus vir ons is, wat God se wil vir ons lewens is, 'n lewe van gebed. Ons lewens moet deurweek wees met gebed. Nou in hierdie gedeelte in die reiniging van die tempel, die gedeelte wat ons gelees het, is daar nou kosbare lesse wat ons kan leer, waarvan ons moet kennis neem. Want u sien, die Here Jesus het dit so uitgespel, sodat ons dit kan verstaan, dit kan aanneem, en dit so kan belewe. Die eerste wat ons sien wat die Here Jesus gedoen het hier in Matteus 21 is, hy reinig die tempel. Toe hy daar kom, toe vind hy die geldwisselaars en almal besig om besigheid te doen. Nou u weet, dit was nie so verkeerd nie. Want hulle het daar gekom en baie mense wat ver gekom het, was dit nie moontlik gewees om offerandes te bring nie. So geld was gewissel word wat kon betaal word vir die tempelbelasting. So dit was nie verkeerd. Hierdie geldwisselaars en die mense wat daar besig was, dit was nie verkeerd nie. Dit was 'n goeie gebruik wat ontaard het. U sien, want hulle moes op die stoepe van die tempel staan en daar het die mense dan gekom en hulle offerhande kom koop.
en dit dan in die tempel ingeneem. Baie het baie ver gereis, so daar was 'n besondere hoë standaard waaraan hierdie offerande moes voldoen. En daarom was dit 'n instelling dat dit gedoen kon word. Maar wat hier gebeur het, en daarom het die Here Jesus dit genoem 'n rowerspelonk. Wat hier gebeur het, in plaas van dat hulle op die stoepe die besigheid moes doen om die volk te dien en God te dien, het dit als nou begin gaan oor geld. Want die geldwisselaars wou net meer geld gehad het. Afskep goed. Kinders van die Here, die volk was te lui geweest om werklik te bring, want hulle maar gedink, ag, ons sal daar gaan koop. En hulle het weg in beweeg en meer in die tempel in beweeg. Want dit het nou begin gaan oor hulle en die welvaart wat hulle uit die hele saak uit kon kry. En dit het die Here Jesus bedroef. So nou leer ons die eerste waarheid. Hy het die tempel gereinig. En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Hy het dit gereinig. En toe die Here Jesus dit gereinig het, en nadat hy dit gereinig het, nadat hy dit reggestel het, toe verklaar hy dit as huis van reinheid. En dit, my liewe kind van die Here, moet vanmôre vir ons 'n les wees. God wil van ons lewens, ons liggame, wat sy huis is, 'n huis van gebed maak. Maar dit kan nie gebeur as daar iets in ons lewens is wat hom nie behaag nie. Al lyk dit vir my hoe reg, al is dit vir my hoe kosbaar, al sien ek deur my eie oë niks daarmee verkeerd nie, as God sy vinger in my lewe druk, op iets wat hom nie behaag nie, dan is dit my verantwoordelikheid om hom toe te laat in die toewyding, in die oorgawe om te reinig. Want alvorens ek 'n huis, my liggaam, 'n huis van gebed genoem kan word, moet hy gereinig word van dit wat verhinder, wat van die huis van die Here 'n rowerspelonk maak. Nou, liewe kind van die Here, wat so wonderlik is vanmôre, ek het nie nodig om vir u te sê, dit is in jou lewe, dit mag en dit, maar dit mag nie. God is so getrou en sy begeerte is om van jou liggaam, van jou lewe 'n lewe van gebed te maak, dat hy vir jou sal wys. Hy sal vir jou wys wat nie vir hom toelaatbaar is, of wat nie vir hom behaag nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal tyd neem wat hierdie aspek betref. En hom sal vra, Here, wys my sodat ek kan toelaat dat my reinig, dat u my reinig, want dit is my begeerte dat my huis, u huis, my liggaam, my geestelike lewe 'n huis van gebed moet wees. En nadat die Here Jesus dit gereinig het, toe maak hy die volgende verklaring in Matteus 21 vers 13. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Julle het dit 'n rowerspelonk gemaak, maar hy het dit gereinig. En die verklaring is, vanmôre vir elke een van ek en u wat na die woord van die Here luister, wat die getuienis van die Gees in ons harte het, dat hy in ons harte en ons lewens woon. Ons lewens moet 'n huis van gebed wees. En toe dit 'n huis van gebed is, toe dit die huis van gebed geword het, toe gaan dit verder. En ons lees in vers 14 van Matteus 21. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak.
Toe hy sê huis van gebed, toe hy dit verklaar, die tempel is gereinig, en hy verklaar huis van gebed, toe's daar krag. Toe's daar krag in hierdie tempel. Toe word mense, blindes en kreupeles word gesond gemaak. Die krag van God is aan die manifesteer. Krag. En dit is hoekom ons ook baie keer in ons lewens ervaar kragteloosheid. Want ons sit met onreinhede in ons lewens. En dis nie huis van gebed nie, maar rowerspelong. Maar as die Here Jesus reinig, en hy maak skoon en ek laat toe en ek gee oor aan hom, ek wy my toe aan hom, sodat ek deur hom bekragtig kan word om 'n gebedslewe te leef, dan sal daar krag wees. Dan sal ek ervaar krag. Liewe kind van die Here, ons kan nie die duiwel in ons eie krag weerstaan nie. Die duiwel is 'n meestersielkundige. Die duiwel fokus let daarop. Hy fokus daarop dat hy die kleinste swak puntjie in ons geestelike mondering kan identifiseer. En dan fokus hy daarop. En dit is dan wanneer die Bybel sê en ons beleef en ervaar dit in ons lewens, sonde baar sonde, dan word ons vasgedraai, vasgevang. En dit is dan wanneer ons die groot voorreg van hom te bid en te kan ervaar, hoorder, God is 'n hoorder, sy wese is hoorder van gebed. Sy belofte is beloner. Hy sê, wat jy bid en vra, sal ek vir jou gee. Hy sê, nie soos ek wil nie, maar as ek huis van gebed is, sal ek weet wanneer ek binne sy wil bid. Sal ek weet wat sy begeerte vir my is. En weet jy wat gebeur dan? Dit bring my by die 4de en die laaste gedagte. Lofprysing. Na huis van krag is dit omskep in 'n huis van volmaakte lofprysing. Vers 15, en toe die owerpriesters en die skrifgeleerders die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Toe hulle beleef en sien die krag aan die werk, krankes word opgerig, kreupeles word herstel. 'n Wonderwerk vind plaas in die huis van God. Was daar volmaakte lofprysing. Die stroom van die hemel, met respek, die stroom van die hemel vloei in en deur ons as kinders van die Here. En daarom huis van gebed. Dit is God se wil en begeerte dat ons die huis, ons gebedslewens, ons lewens, ons geestelike lewens, ons liggame huis van gebed moet wees. En dan sal ons ervaar, en ons gaan vanaand verder, gaan ons vir u uitwys. Dan sal ons ervaar, en julle, 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur die Here Jesus. Dan sal ons lewens getuig van dankbaarheid, van gebedsverhoring, van dit wat hy vir ons gedoen het. So liewe kinders van die Here, dis net so ter inleiding vir die dienste wat vir ons voorlê. En die sentrale gedagte waarom ons gaan bou is tempel van, of huis van gebed. En ons gaan in die dienste wat voorlê prakties aan die hand van die skrif gaan ons leer
leer hoe dat ons kan groei en wat ons kan beoefen om te kan ervaar die seën en die voorsiening van die Here. Amen. Ons Hemelvader, ons bid asseblief dat U die naprediker sal wees van U woord. En dat U vir ons insig sal gee, sodat ons elkeen sal kan bepaal in die lig van die hemel, hoe ons saak met U staan aangaande huis van gebed. Seën ons en verdaag ons in die wonderlike naam. Amen. Goed. Kan ons die lied saam sing? Prys hom, halleluja.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.